Ok, goeiedag. Ek gaan gou vinnig vir julle wys hoe ek die um, PDF gedoen het op Canva. So, nommer 1 is jy gaan hier na Create toe gaan. En dan as jy op hom klik, wat ek gevind het, die maklikste werk, is jy gaan sit hierso in e-book. Ek gaan dit nou maar net weer tik. E-book, want die PDF laat jou nie toe om so baie goedjies by te sit nie. So, dan gaan ek hier by Educational Booklet in. My rekenaar is bietjie stadig, so julle moet maar net verskoon. Nou, hierso kan jy kies, hier's heelwat templates waarvan af jy kan werk, maar ek verkies om dit self te doen, omdat die templates nie altyd is wat ek soek nie. Jy kan ook hierso indruk, jy weet, wat ook al, wat se tipe PDF jy soek. Kom ons sê byvoorbeeld, wat se dokument jy soek, so kom ons sê, mommy byvoorbeeld. Mommy, ons kyk maar net wat gooi hy vir ons uit. Ja, kan nie hy doen nie. Okay, maar julle kry die idee, so jy kan hierso gaan search vir verskillende tipe templates. Ek verkies om nie van 'n template af te werk nie, so jy kry nou hierso langs template kry jy styles, dan kan jy nou jou kleurskema kies, weer eens, jy hoef dit nie van hier af te doen nie, dit is maar net soos 'n riglyn wat vir jou gaan help. Maar ons gaan dit vandag sommer net gou hierso doen. So wanneer jy op jou bladsy druk, dan kry jy nou hierbo hierdie en dan gaan jy op jou kleur gaan klik. So dit is jou agtergrondkleur. Jy kan dit obviously wit hou, maar ek hou daarvan om 'n bietjie kleur in te sit. So hieronder, kom ons gaan sê myne gaan nou absoluut wees vir mamma. So ek gaan ietsie sag kies. Dit lyk vir my mooi. En dan wil ons nou ons heading hier insit, so ons gaan hier na text toe gaan, add heading, en dan gaan ek net insit, legacy, builder, program. Ok, nou as jy hom nou klaar gedruk het, ingesit het, dan kan jy nou hier jou fonts gaan verander, so dit is eintlik maar baie soos Word. Hier kry jy nou hier handwriting, ek hou nogals van handwriting, want dit lyk vir my baie, ek weet nie, ek hou van die krulletjies en goedjies, maar dit is nie altyd maklik om te lees nie, so daar is nou klomp verskillendes daar, soos julle kan sien, dit is vir my verskriklike mooi in hierdie, ek gaan hom sommer nou op my favorite sit, of jy kan bietjie meer corporate gaan, hier is ons ook nou 'n hele paar oulike skriffies wat 'n mens kan gebruik, soos daai enetjie. Ja, hier kan jy nou eintlik regtig rondspeel en kyk van wat jy hou. Onthou dit moet vir jou aanloklik wees, want jou perfekte kliënt gaan hou van wat jy hou. So as ietsie vir jou mooi lyk, soos ek dink nou natuurlik hierdie lyk vir my baie oulik, so ek gaan sommer hierdie gebruik. Dan kan jy nou hier jou grootte stel. Jy kan hom nou heel wat groter maak, of jy kan hom kleiner maak. En hierso kan jy hom ook verander, so daai gaan hom net so in en uittrek, en dan hierdie gaan hom groter en kleiner maak, so dit is baie lekker om rond te speel, so kom ons sê ek gaan hom nou so sit, maar ek verkies dat hy eerder daai kant, gonas wat het hy nou gedoen, so is, dit lyk vir my nou oulik. Nou, weer eens hierdie is verskriklik baie soos Word, so hierdie is eintlik maar dood eenvoudig, ek glo enige iemand sal dit kan doen. Ek gaan hom net daar op 'n gelyke getal sit. Ok, en dan kan jy hom nou natuurlik hierso kan jy nou 'n bietjie gaan rondspeel en al daai tipe dingetjies en dan wat ek hou daarvan om 'n prentjie hier voor op te sit. So hier gaan jy nou gaan kyk. Hier onder by uploads. Ok, ek het nou al klaar goedjies hier op, maar ons gaan nou sê upload file. Ek upload gewoonlik van my foon af, so, dit is pragtig my boklam. Dit is 'n baie mooi prentjie, ekskuus. So ek het nou nie foto's hier op nie, maar jy gaan jou fotootjies hier onder jou folders gaan kry, gewoonlik lê dit onder pictures, of waar ook al jy jou goedjies gesave het, dit sal selfs baie keer onder downloads wees, genade, dit is my video's. Ok, so daar gaan kry jy nou jou foto's, omdat ek nou al baie hierop gedoen het, gaan myne hier wees, ek gaan nou sommer hierdie prentjie kies, en ek gaan hom nou gebruik, ek gaan sê hierso, remove background,
En dan maak hy my nou so, maar ek sien my bolle lyk nou hier nie lekker nie. Kom ons kyk of daar nie 'n ander prentjie is waar ek dalk bietjie nie so erg uitgesny is nie. Kom ons doen sommer hierdie een, ja, perfek. Remove background. Ok, daar sit ek nou 'n fotootjie van myself sommer in. En dan obviously is die kwaliteit lyk nou nie vir my hier lekker nie, so ek gaan nou hier gaan sê edit, adjust, auto adjust. Jeet, nee, dit lyk nog erger. Kom ons hou sommer vir argumentsonthalwe eers net so. Hier is ons nou tot lekker filtertjies wat jy kan gebruik. En jy bietjie gaan rondspeel. Ek weet nie, daai foto lyk vir my nou eintlik baie van Kadoodles. Nee. Ok, maar ek gaan hom nou maar net eers op die normale enetjie los. Ek sal later hom weer mooi gaan edit. En nou kan jy hierso lekker introotjie opskryf. Ek sou ietsie gesê het soos byvoorbeeld my bio dalk hierso bysit. Nou ek gebruik vir hierdie een gebruik ek add a subheading. Hy is nie dan so groot soos jou heading nie, maar hy is ook nie so klein soos jou body wat jy gaan insit nie. So kom ons sê sommer hierso ek gewoon as kiesie undo. Wat was nou 'n ongelukkie? Ok, ek net in klein letters. Ek help mamas om online geld te verdien. Maklik, genade en veilig. Nee, wacht. Op 'n maklike en veilige, veilige manier. Ok, nou is my skrif heel oralste op die plek, so ek gaan nou gaan en dan gaan ek hom nou hier drag. Dit is hoekom ek hom nou reeds so lank wou gemaak het, om vir julle hierdie nou te wys. So nou kan ek hom lekker daar insit, ek kan weer eens gaan en hom op die kant gaan sit. Ek hou daarvan om dit te doen, maar ek hou glad nie van die skrif nie, so ek gaan dit nou gaan verander. Nie dat iets fout is met die skrif nie, maar ek voel dit pas nou nie hier by my hele tema wat ek hier aan die gang het nie. So, jy kan natuurlik op Canva jou fonts waarvan jy hou gaan staar. Dit maak dit net baie makliker om elke keer met dit te werk. En daar het ek nou my skrif, ek laat nogals om hierdie enetjie te gebruik. Sit hom op 30, lekker groot. En jy kan nou ook die kleur van jou skrif gaan verander. So hier kan jy nou gaan en jy kan dit 'n ander kleur gaan maak wat meer uitstaan. Ok, maar ek voel die swart het nogals mooi gelyk hier. Nee, dit lyk nie vir my lekker nie. Kom ons hou maar eers op swart. Maar nou op my voorblad pla hierdie my nou nogals baie, want hierso is ek afgesny. So nou kan ek gaan en ek kan hierso by elements bietjie oulike goedjies gaan insit. Nou ek het al klaar heel wat goedjies hierso, omdat ek nou al 'n paar goed hier gedoen het. Maar as jy nou hier, kom ons gaan enetjie terug. Dan kan jy nou hier gaan search vir elements. So ek het gaan search digital marketing, want jy kry nou daar so 'n paar goedjies wat jy kan gebruik. Kom ons kyk of ons hier ietsie kry wat gepas is vir hierdie voorblad. Kom ons vat hierdie oulike foontjie, hy lyk nou nogals heel oulik vir my. Ons edit hom net so bietjie, ons maak hom bietjie groter. En weer eens, ek het gedrag en kleiner gemaak. Dit is hoe jy hom kan stel. En dan hierdie sirkeltjie kan jy nou ook omrotate. So dis nogals 'n oulike manier om dit te doen. Ek gaan daai selfoontjie inhou. Ek hou van dit. Kom ons sit, hierdie een is bietjie groot. Sit so ietsie in. Nou, die rede hoekom ek hierdie nou insit is ek wil julle wys. Kom ons sê ek wil hê hierdie lyn moet agter my wees. Dan gaan ek nou hier na position toe. En dan hier teen die kant kan ek hom either vorentoe bring of ek kan hom terugvat. So kom ons sê backwards, sien nou sy nou agter die selfoon. Nou, dit lyk nou vir my beter. Nou kan ek hier by transparency gaan en ek kan hom ligter gaan maak of heeltemal donker, maar ek voel ek gaan hom bietjie ligter maak
dat hy nie so kras op die oog is nie. Ons gaan hom net nog enetjie laat teruggaan. So. Okay. So hier is nog vals oulike goedjies wat jy kan gebruik. Wat mooi idees gee. Hierdie een gaan nou nie baie fancy lyk nie, want ek spandeer obviously baie meer tyd om dit te doen. Nee, ek hou meer van hierdie een. Delete daai ene, kom ek sit hierdie enetjie in. Maar hierdie is maar net om vir julle min of meer 'n idee te gee van hoe ek by die goedjies kom en wat ek gebruik om dit te doen. Daar gaan ek nou weer sê position, ek gaan hom 'n bietjie terugvat, laat hy agter die goedjies gaan lê, en dan lyk dit nou vir my baie oulik. Kom ons gaan kyk gou hier. Ek hou daarvan, omdat ek mamas spesifiek target, om blomme in te sit, so ek gaan nou gaan en ek gaan byvoorbeeld search flowers, want dit laat dit sag lyk en vir my mooi voel. So kom ons gaan kyk hierso wat se lekker blomme het. Nee, daai een lyk nie lekker nie. Hy lyk nou nie vir my mooi nie. Mens moet baie keer ook bietjie gaan jou woorde mooi gaan kyk. So sien die flowers gee nou vir my baie, ek wil amper al sê kinderlike tipe blommetjies. Handgetekende blommetjies. As jy die woord, nou kan ek nie wat is die woord toch? Daar. Aesthetic, zoiets, indruk. Ek hou nogals van die blomme wat ek hier kry. Soos daar enetjie. Nou net byvoorbeeld. Sit hom daar in. En dan gaan ek weer sê position, skuif hom agtertoe. Dan kan ek hom nou 'n bietjie opbring. Okay, maar hierdie is nou glad nie die blomme wat ek gewoonlik gebruik nie. Ek gebruik gewoonlik so 'n blou blommetjie wat vir my baie mooi lyk. Maar ek dink hierdie pas nogals mooi by die agtergrond. So ons sit hulle maar nou net so in. Okay, en daar's my skouer toe wat my geplooi het. Jy kan nou natuurlik hierso uitbrei soos wat jy wil en jou bladsy mooi maak en aangaan daar. Okay, so dan het ek nou my voorblad gedoen, dan sê ek add page. Nou jy gaan nou sien dat al jou bladsye dieselfde kleur gaan hê. Jy kan dit verander of jy kan dit dieselfde hou. Ek het my tweede bladsy my intro gemaak, so natuurlik gaan ek nou weer terug text toe, heading, en dan gaan ek net daar skryf introduction. En ek stel voor om by 2 of 3 skrifte of font styles te bly vir die hele dokument, net dat dit nie te deur mekaar raak nie en ja, laat dit net mooi sin maak. So kom ons sit hom nou sommer daar. Weer eens gaan ek hier by my elements gaan en ek gaan sê, kom ons sê flower background. So ja, julle kan nou daar lekker gaan rond search vir goedjies wat julle van hou en dit nou mooi jou eie maak. Ek gaan nou maar net vir argumentsonthaalwe sommer hierdie ouetjie insit. Sit hom so en dan trek ek hom op. Laat dit nou maar net mooi vroulik lyk. En dan position ek hom net weer, okay, hy het hom klaar agter gesit, fantasties. En dan gaan ek nou hier add a little body. Dan gaan ek nou hier tik. En die lekker ding is, vir alles jy dit in Engels doen, kom ek vol net gou daai uit. As jy nou ietsie wil tik, maar jy weet nou nie hoe om dit in mooi woorde te sê nie, dan gaan jy hier na Magic Write toe, dan sê jy create, en ek is nog in caps, create, en introduction to my PDF, net nou byvoorbeeld. En dan gaan hy vir jou
'n lekker dingetjie daar insit. Jy kan besluit of jy dit wil gebruik of nie. Ek gaan hom nou maar net insit, want ek gaan nou nie al hierdie goed tik nie. Dan kan jy hom nou weer hier so lekker gaan verander. Jy kan hom groter maak, skuif. En die lekker ding is, ek weet nie of julle nou daar gesien het nie, hy gee vir jou daai pers of pink lyntjie, om jou net half te guide, dat jy in daai lyn bly, dat jou goedjies nie heel off-center is nie. En dan kan jy nou weer jou tekst gaan verander. Wat het ek nou net gebruik? Ek dink ek het Slopes gebruik. Kom dan kyk dokument. Okay, hierdie enetjie. En ja, so kan jy nou gaan rondspeel en hom mooi insit, dat hy vir jou pas. Ja, en dan, as jy nou dit al gedoen het, gaan jy net weer sê add new page, en dan gaan jy al jou inligting insit, wat jy wil insit. Julle is welkom om myne te gebruik vir die inligting. As julle wil, kan ek my PDF vir julle, of ek glo julle het om dalk al, maar as julle nie het nie, kan ek hom vir julle aanstuur, en dan kan julle kyk wat ek daar gesit het. Julle kan dit net so oorkopieer, of julle kan ietsie anders daar insit. Maar ja, daar het ek nou die basiese basics gecover, ek hoop, van hoe dit werk. As julle nog met enige ietsie sukkel, kan julle my maar net vra, maar ja, dit is maar die basiese stappies wat ek gebruik het om my program, om my PDF te maak. So ja, wat ek dink wat dit baie nice maak, is as jy jou persoonlike fotootjies gebruik eerder. Ek het nou vir julle gewys by uploads, upload files, dan gaan sit jy al jou goedjies daar so in, en ja, soos jy kry jy tools waar jy nou kan lyne trek, lyn, vergeet ek om die lyn te klik. Ja man, wat doen ek? Ek moet seker op die bladsy wees. Hy raak nou 'n bietjie te mekaar hier met my. Oh my goodness. Tegnologie neem. Hoekom ben hy nie die lyn trek? Ek dink ek gebruik het verkeerd. Jy sien, ek gebruik nie sommer lyne nie. Flip. Okay, ek weet nie hoe om die lyn te doen nie. Ek gaan moet uitfigure. Maar ja, ek werk nie gewoonlik met lyne nie. So, ja. Maar hier is so 'n paar goedjies, hier's shapes, hier's draw, text, sticky notes, table, as jy soos 'n Excel sheet wil maak. En hier kan jy inteendeel ook gaan insit, sheets, so jy kry Excel sheets daar. Hier is nog ons oulike goedjies wat mens kan insit. Hier is ons foto's wat hulle op die program self het, soos daai nou, en sulke tipe goedjies, wat oulik is wat jy ook kan insit, want dit is nogals mooi goedjies, maar weer eens, jy kan net hierso gaan search vir foto's, wat jy wil gebruik. Daar's klomp verskillende goedjies, kyk net hoe mooi is hierdie. So ja, jy kan van dit ook gaan insit, en dan kry jy ook jou shapes hierso. Verskillende shapes, soos as jy nou byvoorbeeld hier wil insit. Kom nou. Saai. Kan jy hom nou weer lekker stel. Dit is nou maar net, ek wys nou maar net, dit geen mening daar nie, maar ja, dat so jy jou shapes dan nou maar kan insit. Baie oulike goedjies hierso, is ons blommetjies. En hier onder elements, let's sit iets in van camping, kom ons sê camping. Het om vir julle te wys, dis vir maand ook gepas. Hierso kry jy nou jou lekker fotootjies van kamptoneeltjies. Dit is baie mooi. Jy sien, hier is nou baie oulike goedjies wat jy daar kan insit. Nou het hy dit uitgevat, camping. En dan hier is ons nou weer jou graphics wat jy kan gebruik. Dis amper soos clipart wil ek sê. Maar ja, partykeer moet jy maar net bietjie afscroll, want dan, ja, daar kom later beter goedjies. Wat jy kan insit, en of jy vir jou presentation meer aantreklik laat lyk, of jy kan dit net plainweg doen, dit is ook fyn, maar ek dink Canva skep nogals 'n lekker geleentheid om lekker kleurvol te wees, en aandag te trek met dit en so aan. Kyk nou net, daar is 'n oulike vuurtjie wat jy kan insit, pragtige toneeltjies, klomp verskillende goedjies, en
Ja, jy kan regtig die opportunities is endless. Jy kan enigiets hier daar insit. Jy kan ook hierso sê Magic Media as jy nie weet wat 'n foto nie. Create a camping. Ja, wag, kom ek gaan op my tema. Create a stay-at-home mom. Ag, kom nou kan ek nie tik nie. Stay-at-home mom busy on her laptop. Warm and inviting. Ja, okay. Kom ons kyk wat gee hy vir my. So hierso kan jy nou by Magic Media gaan en jy kan images create, graphics wat AI dan nou vir jou create, videos, 3D. Sien julle, ek dink ek het hierdie ene ook al gebruik. Maar ek hou nog vol van om baie keer net hier ietsie in te gaan sit. Graphics. Gaan nou net iets vinnig insit. Flower. Dan gaan hy nou vir jou daar ietsie design. Sien, daar sit hy nou vir my flower. Ek kan bietjie meer spesifiek wees en dan gaan hy vir my iets beters gee. Jy kry tot Freddie. Kom ons sê sunflower. Kyk, ons like die sunflower enetjie. Maar ja, dit is maar die basiese goedjies wat jy gaan gebruik op Canva. En obviously, hoe meer jy op hom rondspeel, hoe meer goedjies gaan jy ontdek. Ek gebruik hom nou al, omtrent so 6 maande. En ek het glad nie training gaan doen vir dit nie. Dit is, soos ek sê, dit is baie soos Word, so daar's baie oulike, jy weet, die konsep is maar dieselfde. Ek wil net voordat ek dit klaar maak, wil ek net gou vir julle ietsie wys. Omdat ons hom as 'n e-book doen, is hy te groot om op partyplekke te stuur. Ek wil net, oh my goodness, wat is, maar ek het seker sunflower een woord. Ag, goed. Okay, maar julle kry die idee. So nou, as jy hom gaan save, dan sê jy hierso share, download, hierso. En dan hier gaan jy nou gaan, en jy gaan hom sit as PDF standard. Okay, is ek nou reg? Okay, nee, toe man. Ek weet nie, maar ek het hom los op my foon gedoen, dis dalk hoekom hy nie, ja, okay, toe man. Vergeet wat ek gesê het. Jy kan hom net gaan save as 'n PDF, nie print nie, standard, en dan kan jy dit net uitstuur na jou kliënte toe. As jy hom nou gaan download, dan gaan hy hierso onderwys, en dan gaan hy vir jou 'n skermpie opgooi, wat vir jou gaan vra waartoe jy hom wil save, en dan save jy hom maar net. Okay, ek hoop dit maak so klein bietjie meer sin nou, en soos ek gesê het, as daar enige vragies is, kan julle my net vra. Ek sal met liefde help. Ek wil tog net gou vinnig vir julle hierso wys. Ek het nou die ons training gevat, wat ons alhooi 20 stappe huiswerk gekry het, en ek is nou besig om dit in 'n PDF in te verander. Laat ek nou net gaan kyk, waar het ek dit gesave? Hierso is hy. So hierdie gaan ek nou obviously vir my kliënte gee nadat hulle die program gekoop het, en dit is maar basies net daai stappe, maar daar's 'n prompt op ChatGPT by, wat hulle dan nou kan gebruik om dit te kry. Ek het ook die woorde 'n bietjie verander. So ja, dit is maar net hoe dit lyk. So ja, jy kan nogals, en al hierdie goedjies, al hierdie snaakse blommetjies en goed, het ek maar net hier by Elements gekry. Net so vinnig vir julle wys my Elements wat ek gewoonlik gebruik. Ek hou van hierdie blommetjies. Ag, ja, wat gebeur nou? Ek hou van hierdie blommetjies, en dan sulke tipe goedjies. Ek het al hierdie baie gebruik. Ek hou van my ou wimpompie, ek sit hom ook maar oralste in. Dit is maar my tipe designing. En dan ja, hierdie is nou baie meer op my persoonlike besigheid gemik. Dit is ook om die allerhande ander goeders nou hier tussenin is. Maar jy kry regtig verskriklik baie oulike elements wat jy kan gebruik en bietjie kan verander, laat dit pas by jou brand wat jy nou vir jouself geskep het. So ja, dit is al vir vandag. Nou, dan moet ek net eers die recording stop.